Môre geseëndes. Amen. Waarvan het ons gepraat was? Maar jy van Christmas. Ek weet presies. Sy oor so. Ons het gepraat O, ja, van die karaktertrekke van die Here, né? Ons het gepraat van Elroy. Jy weet my? Ja. Ons gaan vandag oor 'n ander een praat. Is dit goed so? Want hierdie dinge moet jy spreek en bid oor jouself. As jy dit wil sien gebeur, moet jy dit sien. En jy moet dit bid oor jouself. Weet, as jy wil vrede hê, dan moet jy die Here se vrede oor jou hê. As jy wil gesondheid hê, moet jy die Here se genesing oor jou hê. As jy wil hê jy sien, dan moet jy sy oor oor jou hê. So vandag, gaan gou van my Genesis 2 tot. Genesis. Dis maklik een. Heel voor in die boek. Heel voor in die Bybel. Is julle daar? Ja. Genesis 22. Vers 2. Die Here het met Abraham gepraat en hom voorgestel. Toe sê die Here vir hom: neem jou seun, jou enigste, dit wat jy lief het. En sy naam is Isak, sê die Bybel. Ja, die Ismael. En gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekoop vir 'n brandoffer en opgestaan en in die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver. En Abraham sê aan sy dienaars: bly julle hier by die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan sal ons na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy eie hand geneem en so het hulle twee dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en hy sê: my vader? En sy vader antwoord hom: Isak die seun, en hy sê: hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord: God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop. Toe kom hulle op die plek wat Jesus hom aangewys het en Abraham het daar die altaar gebou. Toe vat hy die hout en hy lê dit reg en daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het hom geroep en gesê: Abraham, Abraham. En hy antwoord toe en hy sê: hier is ek. Hier is ek. Wie praat toe? Hier is ek. En hy sê: moenie jou hand aan die seun uitsteek nie. Doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, nie van my gaan terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit geoffer as 'n brandoffer in die plek van sy seun. Verstaan ons wat nou gebeur het? En Abraham het hierdie plek genoem, die Here sal voorsien. Abraham het hierdie plek genoem, die Here sal voorsien. Met ander woorde, Met sy eie brand. met ander woorde, Yeshua Jireh. Is julle met my? Ek dink oor die daai net so 'n bietjie klein op die boksie start is dit nie daai volume nie. Die mics en net 'n bietjie druk. Is hy reg? Kan jy nog hoor? Ja. En nou gaan ons na die boek van Handelinge. Ek hoop julle het nou notas geneem oor waar ek klem gelê het op wat ons gelees het. As ek jy nou nie mooi verstaan nie. Handelinge 3. Is julle daar? Is julle daar? Ek sien tyd dat ek my bril afvat op ek is plat. Is julle daar? Handelinge 3 vers 2. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag gaan neersit by die tempelpoort wat die skole genoem word,
om 'n almos te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binne gaan, het hy 'n almos gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê hom, silwer en goud het ek, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareër, staan op en loop. En dan sê die Bybel, hy het hom by die regterhand gevat en hom opgetel en dadelik is sy enkels versterk en kon hy loop. Daai man is hoeveel jaar gedra na 'n plek toe waar hy uitgesien het, nie na genesing, maar hy uitgesien het vir provisie. Duidelik. Jy sien, hy het gesit daar en wag vir sy voorsiening. En omdat hy gesit en wag het, het hy 'n verwagting gehad om te ontvang. Jy kry nie, as jy nie 'n verwagting het om te ontvang. As jy sodra jy 'n verwagting het om te ontvang, dis wat jy kry. Maar die surprise, hy het meer gekry as wat hy verwag het. As jou oë en jou ore oop is en jy hoor wat die Here sê, dan gaan iemand meer kry as wat hulle wil. Daar's mense daagliks om wie ons loop en verby ons loop, wat iets nodig het, wat ons het. En baie keer kyk ons net na die dorpie wil ek sê, maar die berge. Wat so, partykeer is 'n nuisance vir ons. Maar hulle het 'n nood. En 'n ou wat sy hand steek uit met 'n verwagting om te ontvang. Maar as jy nie daar vat en sê jy het nie, wat hy soek, maar iets anders gevoel. Dan as sy verwagting moes klaar open, dan moet wat ook al jy met hom wil deel, inslag vind. Want sodra hy uitgesteek het met 'n verwagting, en in sy hart, sien hy dalk 'n 5 randjie of 'n 10 randjie, maar wat hy kry is net 'n hand en woorde. En daai woorde kan jou lewe verander. Ja. 'n 10 rand op daai oomblik, 'n 100, 1000 rand, gaan vir 'n oombliekie wees wat jy verwag het. Maar as jy daar iets uit ontvang, wat 'n lewe gaan, is dit nie beter nie? Amen. Ek glo die Here sal nog steeds voorsien vir hom. Maar wat hy nodig het, is die Here. Ja. Wanneer hy so verwagting het, jy kan nie net gaan gee vir mense wat nie verwagting het nie. Nogal snaaks sê, is dit iemand, weet vir ons daar gesê? Wat is dit? Van Nineve. Van Jona. Jona. Die Here kies spesifieke mense vir spesifieke take, want hy soek hulle ondervindings, hy soek iemand wat hy kan gebruik. En Nineve is gestuur, Jonas is na Nineve, en hy wou nie gaan. Julle weet mos hy gaan wegkry. Maar eventually eindig hy op 'n boot op. Wat hy so baie omgejaag het, dat hy oorboord gegooi. Maar 'n vis om is. En die vis kom land toe om hom uit te spoel. Maar wat gebeur het is, daai Nineve is nogal 'n groot plek geweest. Hulle het verskeie afgode gehad. En een van hulle se naam is Onias. Wat beteken man uit die bek van die vis. So dit is al klaar iets wat hulle verglo, dis hulle God. Hulle glo wat daardie God sê. Hulle glo dit al klaar. Toe hulle dit sien gebeur. Die vis wat die man uitspoel. Toe dog hulle wel klaar, dis hulle God. En toe hy begin praat, hy het 'n kort boodskap gehoor. Toe hy begin praat, het hulle elke woord geglo, want hulle het verwag dis hulle God wat met hulle praat. Dit was vir hulle awesome geweest. Hier na al die jare sien hulle een van hulle gode. Maar toe hulle hoor wie is die regte God, toe verander hulle net so en hulle ontvang. Ek dink, dis maar my opinie, toe hulle die vis sien wat die man uitspoel, en dan almal van hulle se harte 'n verwagting uit te gegaan om hulle God te hoor. Maar toe hy kom met 'n ander God, omdat hulle verwagting gehad het,
was dit reeds gedoen vir hulle, Amen. te ontvang hulle. Die Here is ons. Partykeer is daar 'n voorsiening vir jou, wat jy nie dadelik sien. Partykeer ontvang jy, wat mense om jou nie dadelik sien. Maar die ding is die verwagting. Ons het daai verwagting nou. As ek met myself kan praat, ek was 'n skydiver, glo dit of nie. Baie ligte. Baie kleiner ek, baie dappere ek, het uit 'n vliegtuig uitgespring met ek. En dit was awesome. Want my verwagting was, as jy daar is die hoop van 'n valskerm wat jou gaan red, jy gaan nie hard val nie. Hoog is jou gemoed en jou vrees, as jy kyk en dit is nie hoop nie. Want daar is jou verwagting daarmee. Weet jy wat doen jy as jy verwagting daarmee gaan? Jy begin paniekerig raak. Ja. Sodra jy verwagting gehad het en jy ontvang het nie, dan paniek jy. En jy slaan toe. Maar ja, jy weet jy, die Here is awesome. Jy trek net hierdie dingetjie daar in die koes. Daar is 'n emergency seat. Nou is jy op pad aarde toe stadig en veilig. Jy weet, jy is veilig. Maar hierdie mannetjie op die grond, hardloop rond soos 'n mal, ek want ek sien die man val uit die lug uit sonder 'n valskerm. En sy sien haar kom op een op. Maar nog steeds hardloop soos 'n mannetjie rond om te kyk wat gebeur. Gaan nie jou seer kry nie. Maar in my hart was ek klaar rustig, ek het 'n valskerm. Ek het klaar ontvang. Maar die wat nog nie met my gepraat en gesien het nie, waar jy nog oor my verskiet. Partykeer ontvang jy iets, dan stres mense nog steeds oor jou, want hulle het nie gesien alreeds dat die Here praat met jou moes, en hy sê dit sal so wees. Dan raak jy rustig, jy is in vrede. Dan kan verstaan die mense nie jou vrede nie, want hulle het nog nie die uitkoms gesien. Amen. Maar die Here het klaar, jy weet hy klaar vir jou voorsien. Wat maak hy saak wat hulle dink? Dis mos jou voorsien. Wanneer dit deurbreek, dan sal almal saam met jou bly wees. Maar tot dit deurbreek, is dit genoeg vir jou om te weet, my genade is vir jou genoeg. Ek het met jou gepraat, ek het vir jou gesê, dit sal so wees. Dit is wat jy nou moet glo en opstaan. As hy dan sê, hy gaan jou voorsiening wees, waaroor stres? Wanneer jy stres, hardloop jy rond soos afkommerkie. Jy stres. En as jy tyd daarop gesit het, as dit nie gebeur nie, dan raak jy desperaat. Jou hart kry krampe, jy kan nie lê nie, jy kan nie slaap nie, jy kan nie dink nie. Want die stres van die vyand vreet jou. Ja. Plaas luister jy na wat die Here sê. Hy het gesê, ek is jou Joshua Jireh. En as ek so sê, dan sal ek doen wat ek sê. Amen. Jy mag nie dit sien, maar ek weet verseker, dit sal so wees. Amen. Die wêreld om jou gaan nog steeds jou lag, want het jy gepraat van jou groot God gaan vir my voorsien, waar is dit? Want die wêreld wil jou terugtrek in doubt. Wat sê dat? When doubt comes in, faith moves out. Ek kan nie altyd. Die mense onder leiding van jou vyand, want dis nie die mense, dis die gees aan mok jou. Hulle trek, waar is daai dinge? Wat dan sê hy gaan voorsien. En dan kan jy net want dit deurbreek. En jy hoef nie te gaan loop en getuig en jy sien dit in. Amen. Also reg doen. Is reg dan? Okay. Is okay? En deur daai voorsienings wat deurbreek, is hulle eie getuienis. Wat was die getuienis van die mense van Nineve? Hulle het onder mekaar teruggehardloop, en die wat aangekom het, wat gaan aan? Daai God van ons, wat het 'n vis uitklim, hy was hier. Hy het met ons gepraat, en hy het ons vertel van sy oorsprong, wie hy werklik is. En so het hulle die strate gehardloop,
Dis wat ek glo, dit is wat gebeur. Ja. Dink jy as iets awesome gebeur, gaan jy stil bly? Jy gaan hardloop vir almal vertel. En almal wat hoor as 'n commotion kom nader, wat gaan aan? Nee, hy's lankal uit die visserbek uit, maar daar's nou die getuienis wat rondhardloop en sê wat het gebeur. Hoekom? En nou glo ons so. 'n hele stad tot bekering deur 'n paar kort woorde van 'n profeet wat nie wou gesê het. Daar sit 'n man by die skone hek. Hulle laai hom agter sy vriende. Sy verwagting is alles. Ek dink hy het hulle verbaas toe hy huis toe hardloop en druppel. Kyk hier boys. Waar is jou almoes? Vergeet jou almoes, kyk hier. Kyk wat Nou kan ek self. Die Here antwoord nie altyd wat jy vra nie. Maar ek glo, hy verwag 'n verwagting dat hy is wie hy sê hy is. Amen. En daarom glo ek, as hy dan sê, hy is, ek is wie ek is vir my die heel belangrikste. Want as hy jou deurbreker is, dan sê hy, is jou deurbreker. As jy genesing word, dan sê hy, ek is jou genesing. Maar het begin alles by ek is. Ek is. Ek dink van ons kant af moet ons sê, ek verwag. Nie ek hoop nie. En miskien is ek lucky nie. Ek verwag. Omdat hy is, sal hy voorgee. Amen. Ek verwag. Omdat hy is, daar's finansies. Ek verwag dit. En omdat hy is, sal dit so wees. Amen. Ons het nodig weet 'n bietjie, kom op 'n plek en dink, wie is hy? As hy dan sê, ek is. En vir almal is hy nie dieselfde. Vandag is hy jou deurbreker. Vir haar is hy haar vrede. Vir jou is hy jou voorsiening. Vir my is hy my regverdigmaker. Alles dieselfde dag vir almal. Ja. Maar as daar nie 'n verwagting is nie, dan kan ek is nie doen nie. Want hy sê gentleman, die woord sê, hy sal nie in ons indoen. Dis jou keuse. Alles in jou lewe is jou keuse. As hy dan 'n deurbraak vir jou voorsien, dan sal net jy dit neem, want hy het dit vir jou voorsien. En dis jy wat dit verwag. Nou, as ons dan al hierdie ding wil doen, dink jy nie jy moet bietjie opstaan in die oggend en sê, Here, ek wil vandag 'n provisional provider wees. Jy is nie die provider, maar jy is die hande en die voete. En as mense wat verwagtings het, maar daar gaan niks gebeur. Want ek is het reeds voorsien, maar ek moet van een hand na ander hand gaan. Van een plek na ander plek gaan. Daar moet 'n transisie plaasvind. So Simon en Petrus is op pad. Sinagoge. Hulle verwagting is om mense te gaan genees en te gaan bid voor, te preek voor. Dis hulle verwagting. Hulle gaan met 'n verwagting om te gaan bedien. Wat kry hulle dan sy pad? Iemand wat bediening nodig het. Wat doen hulle? Hulle bedien. Wat doen die Here? Hy voorsien dit. Amen. As jy nie met 'n hart uit gaan van vind om te gaan voorsien, jy weet nie wat jy nodig om te voorsien nie. Jy het net nodig om te wees wat die Here wil hê. Vir hulle op daai oomblik moes hulle by die hek wees. Daai man moes ook daar wees. Hulle was hulle fokus op. Dit wat ons nie het nie, jong man. Kom ons sê iets anders, hulle fokus was op Jesus. Sodra hulle Jesus vir hom gegee, wie word vereer? God. Eerlik, jy moet dan met iemand wees wat gaan proxy staan. Jy moet die middelman wees. Want iemand soek, iemand het, ons is die koerier nodig om dit aan te kry. En as jou Weibo
nie werk nie, en kry jy nooit in die lewe. Jy moet opvolg op jou hoop. Want die woord sê, as jy het raai gevra, het God iets gedoen. Amen. Waar is die korsleting dan? Dis wat God sê het gedoen, en vir jy het gevra. Dis ons, wat tekort kom daar. Daai net verwag, die nie te doen. Saak is nou by ons. Doen ons, wat die Here vir ons vra, op die tyd wat hy vir ons vra, soos hy vir ons vra. Dan sit ons stil en bewonder, maak dit ooit logies sin wat die Here vir my vra. Dis nie jou saak, jou saak is om gehoorsaam te wees. Op daardie tyd, op daardie plek, op hierdie oomblik. Amen. Hulle het 'n ou probeer red wat in golwe is. Jou timing moet so perfek wees. Want as die ou so opduig in die golf, dan is hy amper boot hierdie kant. En as die golf weer terug gaan, is hy diep daarop. Jou timing moet so wees, wanneer hy bo kom, moet hulle gryp. Dit help nie gryp as hy onder is, jy kan nie mis as. Ons tyd moet reg wees. As hulle nou 'n bietjie vroeër geloop het, het hom dalk gemis. As hy 'n bietjie later gekom het, het hulle mekaar gemis. Op die oomblik wat die Heilige Gees met jou praat, moet jy gehoorsaam wees. Amen. Anders mis ons kans en geleenthede. Want ek weet, net soos ek verwagtend is daar arme mense wat verwagtend is. En weet ek, vir 'n feit, dat ek is en reeds voorsien. Amen. Maar net plekkies en dingetjies in plek val, sodat daardie voorsiening kan manifesteer in jou lewe. Is julle met my? Amen. Verstaan ons dit? Ja. So is dit vir baie mense. Josef moes verkoop geword het. Josef moes in die tronk gewees het, sodat hy uiteindelik die voorsiening van sy vader en sy broers daar was. Tyra het voorsien van die punt af, het al reeds gewees wat is sy planne. Maar ons het nodig 'n verwagting. Ons het nodig om te glo dat ek is het voorsien. Ons het nodig om gehoorsaam te wees. Amen. Dan sal al hierdie dinge in plek val vir jou. Goeie, Amen. sê amen en staan saam. Mag ek alle dag maar weer met julle praat oor die naam van die Here. Daar's awesome goedes in wat die naam van die Here beteken. Amen. Amen. Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie Here dat die Gees in ons harte sal werk en vir ons te vertaal dit wat U vir ons gebring het. Elkeen van ons Here gaan dit op 'n ander manier verstaan en ervaar. Ons is elkeen op verskillende plekke van ons nood en van ons gehoorsaamheid, Here. Daarom weet ek Here, die Gees sal spreek met elkeen, Amen. soos wat hy nodig het, Here. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen.